Goeiemôre Suid-Afrika, 7 April vir hierdie boodskap en 'n vraag wat baie opkom nou in die laaste paar dae, miskien laaste paar weke. Hulle wil weet, is die Amerikaanse ekonomie besig om baie swaar te trek weens die Iran-oorlog? Daar's party mense wat sommer sê dit is so, hulle kommentators wat nie eens in Amerika bly nie, wat sê, ons in Amerika sukkel nou so erg oor die oorlog, en ek weet nie wat hulle is seker maar anti-American kommentators of pro-Iran kommentators. Ek sien hulle maar oralste uitpop en vertel hoe sleg en hoe swaar kry ons hier in Amerika oor die oorlog. Maar dit is vir my altyd so interessant dat die mense wat uitsprake maak, is nie in Amerika self nie, hulle sit in Suid-Afrika. Hulle sien goed op die internet van wat iemand sê wat hulle graag wil hoor, en dan versprei hulle daai nuus. So ek is 'n Amerikaanse burger, ek bly hier, ek leef in hierdie ekonomie en so aan. So kom ek vertel jou sommer, wat is die stand van die ekonomie in Amerika? Het ons petrolprys opgegaan? Yes, dit het soos baie ander lande sin, maar nie dieselfde persentasie as wat die olieprys op is nie. Die olieprys is met 50% op, sedert die begin van die oorlog. Ons petrolprys het opgegaan met so 25% dalk. So, wat dit beteken? Voor die oorlog het ek $30 betaal om my kar vol petrol te maak. Nee, ek lieg. Voor die oorlog het ek $35 betaal om my kar vol petrol te maak. Met daai petrol ry ek 1000 kilometer. $35. Nou betaal ek so 48, $50 om my tank vol petrol te maak en ek ry 1000 kilometer. So vir my is dit $15 ekstra op 'n tank petrol. Nou ek gooi net elke tweede week petrol in vir die plekke wat ek ry. Met ander woorde, in 2 weke moet ek nou $15 meer betaal op petrol, wat ek nie voorheen sou betaal het, nie so. Nou moet ek sien, hoe moet ek my budget, as ek 'n ou was wat op 'n budget lewe. Hier in Amerika, meeste mense hier, so dis nogal verbasend, vir lunch, hulle vat nie toebootjies werk toe soos ek en jy gewoond is nie. Hulle gaan kry takeaways vir lunch. So vir 'n Amerikaner wat nou skielik $15 meer in 'n 2 weke tydperk moet betaal vir brandstof, al wat hy nou hoef te doen, hy hoef nou net 4 keer 'n week te gaan takeaways kry vir lunch en nie 5 keer 'n week, die ander dag toebroodjies bring, en daar skielik spaar hy sy $15 wat hy op petrol moet ekstra betaal. Dit balance die boeke weer uit. Ja, maar wat van die ander koste? Die kos wat gaan duurder raak, dis nog nie hier nie. Onthou, hulle sit nie onmiddellik die kospryse en goed op wat jy by jou groceries gaan koop nie. Want transport is nou 'n bietjie duurder. Baie keer die ou wat die verkope doen, hulle absorbeer die ekstra kostes aan transportation om die prys van die kos en die groceries dieselfde te hou. Want as hy het gaan opstoot met 25% van die brandstof was 25% op, dan loop ek verby sy winkel na die volgende winkel toe wat nie sy nou opgestoot het nie, en ek koop dit maar daar. So daai kapitalistiese, daai programme is nog steeds hierso wat jy gaan kies waar jy wil koop. Jy is nie verplig om by Spar te koop, jy loop by Pick n Pay in, want hulle het nie hulle prys opgesteek nie. So is dit 'n impak op die ekonomie in Amerika? So klein. Ons betaal nog steeds minder vir petrol as wat ons die 4 jaar onder Biden betaal het vir petrol. Nog steeds minder. Nou nadat die petrol so opgegaan het weens die oorlog, betaal ons nog steeds minder vir petrol as die 4 jaar wat ons onder Biden was. Wat vir my interessant is die 4 jaar onder Biden, die lae inkomste mense, wat regtig sukkel as die petrolprys opgaan, is ook die ouens wat vir die Democrat stem. Hulle het nie 'n probleem om vir Biden te stem of vir 'n ander Democrat nie. Hulle sal betaal vir daai 4 jaar meer vir petrol, net solank hulle een van hulle maatjies daaraan kan kry. My koppe werk, weet ek nie. En as die Republicans in charges, dan wil hulle opkom en sê, kyk, ons ekonomie is swaar, want ons betaal bietjie meer vir petrol as wat ons 'n maand en 'n half terug betaal het. Hier is die nice ding wat ons het. As die oorlog verby is en die olieprys drop weer, dan val ons petrolprys weer al die pad terug waar hy was. So, hier is die antwoord vir die mense wat sulke statements maak. Daai mense in Suid-Afrika, groot kommentators wat groot groepe het, wat nog ooit in Amerika was nie. Daai mense is swaar onder hulle ekonomie. Nee, ons is nie. Ons ekonomie word nog steeds nie geïmpak nie. Klein bietjie op in die petrol, almal kan dit absorbeer. Eet net minder uit, dan is dit nie 'n probleem nie. Dis ek, Morne Botha vir Koepel TV, geniet die dag.